Goeiemôre julle, ons kyk vanoggend weer na die woord van die Here in Hosea 6 vers 11. Skryf die woord, hy sê ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik, as ek die lot van my volk verander. Ons weet dat die hele woord is geïnspireer deur die Heilige Gees en daarom is elke komma en elke punt so belangrik. En dan kom die Here en hy praat pertinent met Juda. Hy sê vir jou, Juda, is daar 'n oes beskik as ek die lot van my volk verander. Ons weet egter dat daar kan alleenlik 'n oes op die lande staan wanneer daar iemand was wat gesaai het in daardie land. Ons weet ook dat die woord van die Here leer ons, dit wat jy saai, dit sal jy dan ook maai. En dan wanneer ons kyk na hierdie reeks waarmee ons te doen het, is ons hierdie vrou wat, ek sê weer eens met respek, oreer teenoor die lewende God, en dan bevind sy haarself tussen mure, haar weg toe met dorings, en woordskrywe, sy sal haar weg nie vind nie. En die Here sê, hy keer na sy woonplek terug, en ons ken die verhaal van hierdie vrou, waarmee ons te doen het. Maar dan kom die Here, hy sê daar is 'n oes beskik. Nou ons weet dat omdat daar in die sonde gesaai is, sal sy dan nou ook die oordeele daarvan maai, omdat sy haar eie weë gevolg het, die eie ek so groot was, omdat sy haar eie minnaars agterna geloop het, weet ons dat sy ook daarvoor sal maai. Maar dan kom die woord van die Here en hy sê, as ek die lot van my volk verander. Wat beteken die Here wat almagtig is, kom op 'n plek waar hy sê, Juda, as ek dit kom verander, die lot wat veronderstel is om na jou kant toe te kom, as ek dit kom verander, is daar vir jou 'n oes beskik. En dan weet ons, uit die stam van Juda het ons Messias gekom, ons verlosser. Johannes 12 vers 24 skryf, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die Here kom op 'n plek, hy sê, ek wil jou lot kom verander. Ek gaan die koringkorrel stuur, wat in die grond sal val en wat sal sterwe, sodat dit veel vrug sal dra. Sodat daar 'n oes beskik sal wees vir jou. En dan weet ons, stuur hy Jesus Christus en met respek gesê, hierdie koringkorrel wat gekom het om vir ons te sterf, sodat ons lewe kan hê. Kom hy op 'n plek waar hierdie oes vir ons beskik is, deur die Seun Jesus Christus, deur hom alleen. Ek lees weer vir julle, Johannes 12 vers 24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Dan 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 20 skrywe, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Geliefdes, volgens die Ou Testamentiese bedeling, het dit gebeur dat die eersteling moes geneem word as 'n offer vir die Here. So hier die eerste oes is geneem, en is dan voor die aangesig van die Here gewaai as dankoffer. En dan kom hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Onthou julle daardie koringkorreltjie wat geval het? En hy sê, as hy opkom, gaan hy veel vrug dra. Hy sê, ons is nou daar, Christus is opgewek. Hy sê, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hebreërs skryf, hy sê, hy is ons hoëpriester. Hy het vir ons deur die hemele beweeg.
en sien ek hier die prentjie van die troonkamer en van ons Hoëpriester, naamlik Jesus Christus, wat in hierdie troonkamer inbeweeg, die volle prys vir ons betaal het. Hoëpriester, hy wat met ons swakhede medelee kan hê, maar sonder sonde. Hy stap in hierdie troonkamer in en saam met hom bring hy ons almal verborge in Christus, sodat ons saam met hom kan lewe en gaan ons deur hom na die Vader toe. Is hy vir ons die eersteling wat as dankoffer deur die hemele beweeg het, wat voor die Vader gaan staan het, en daarom sien die Vader nie meer ons raak en ons sonde nie, maar kom en hy sê, Juda, ek het jou lot verander, daar is vir jou 'n oes beskik. Jesus Christus het gesterwe, hy het opgestaan, sodat jy in hom en deur hom kan lewe. Daarom kan ons na die troon van genade gaan, deur Jesus Christus, nie deur onsself nie. Ons loof die Here vanmôre vir die voorreg wat ons het, dat op 'n plek gekom het waar hy ons raak gesien het tussen die mure, waar hy ons raak gesien het in ons eensaamheid, waar hy ons raak gesien het, waar ons eie minnaars agterna geloop het, en waar hy op 'n plek kom waar hy sê, ek wil jou lot kom verander. Ek wil vir jou verandering bring in jou lewe. En die gebed van my hart is dat elkeen wat vanmôre hierdie boodskap sal luister, dit sal ontvang, en dat die Heilige Gees op 'n plek sal kom waar hy die diepte van hierdie woord aan elkeen van julle sal openbaar. En dat julle sal weet, hy het jou raak gesien. Hy wil vir jou verandering kom bring deur sy seun Jesus Christus, sodat ons nou voor die troon van die Vader kan verskyn. Die Here seën julle, mag hierdie 'n geseënde dag wees, mag sy Gees julle omvou, mag julle bewus wees van sy teenwoordigheid en van sy liefde. Sy genade was vir jou genoeg, die volle prys is betaal, daar is vir jou 'n oes beskik, van die Here het jou lot vanmôre kom verander.